Nou, jy moet verstaan dat hierdie tipe van sake is nogal moeilik om te wen, presies omdat dit fundamenteel regstellende aksiebeleid van die regering aanval. En so dit is nogal 'n opdraande stryd om in die howe te wen. So ons het verloor, maar dit is net die een gedeelte. Hierdie was die dringende aansoek. Nou kom ons met die volledige saak waar ons regstellende aksie op hierdie manier gaan aanval. So die saak gaan weer aangehoor word, maar nou nie op 'n dringende basis nie. So die hele saak gaan weer voor die hof kom. Dis nie die einde van die pad nie. Dit is net die begin. Ons bly by die howe. Die Appelhof in Bloemfontein het 'n aansoek om appel om 'n uitspraak van die Pretoria Hooggeregshof van die hand te wys oor die wysigingswet op gelyke indiensneming tersyde gestel. Die wet wat verlede jaar in werking getree het, bepaal dat besighede wat meer as 50 werknemers in diens het, moet verseker dat hulle werksmag die land se demografie op alle vlakke verteenwoordig. Ingevolge die wetgewing kan die regering spesifieke demografiese teikens vir sake ondernemings oor 18 sektore afdwing in terme van ras, geslag en gestremdheid. Ons praat nou met die uitvoerende hoof van NIASA, Gerard Papenfoes, wat dis een van die vakbonde wat die saak op appel geneem het. Goeiemiddag Gerard. Hallo Jean-Marie. Dis 'n saak met baie vertakkings. Kan jy kortliks vir ons opsom hoe die saak verloop het? Goed, net regstelling NIASA verteenwoordig besigheid in Suid-Afrika, maar ek dink dis maar net 'n glips gewees. Ja, ons en Sakeliga verteenwoordig besigheid. Wel, ons het 'n aansoek gebring, 'n dringende aansoek om die inwerkingtreding van hierdie wet te stop. Ons het gedink dit is 'n voor die hand liggende saak. Jy kon hom, in ons opinie kon jy eintlik nie die saak verloor nie, want daar was sekere vereistes waaraan die regering moes voldoen het om wettig hierdie goed in werking te stel. Hulle het nie daaraan voldoen nie, en na ons mening moes ons op daardie punte wen. 2 dae voor die tyd is die regter wat die saak sou aanhoor verwyder en 'n ander regter is in sy plek aangestel en ons het hierdie aansoek verloor. Daarna het ons verlof tot appel gebring by dieselfde hof voor dieselfde regter, hy het dit van die hand gewys. Daarna het ons die Appelhof in Bloemfontein genader en hulle het dit weer eens van die hand gewys sonder om redes te verskaf. Nou, jy moet verstaan dat hierdie tipe van sake is nogal moeilik om te wen, presies omdat dit fundamenteel regstellende aksiebeleid van die regering aanval. En so dit is nogal 'n opdraande stryd om in die howe te wen. So ons het verloor, maar dit is net die een gedeelte. Hierdie was die dringende aansoek. Nou kom ons met die volledige saak waar ons regstellende aksie op hierdie manier gaan aanval. So die saak gaan weer aangehoor word, maar nou nie op 'n dringende basis nie. So die hele saak gaan weer voor die hof kom. Dis nie die einde van die pad nie. Dit is net die begin. Wat is die gevolg op besighede deur die implementering van die wysigingswet op gelyke indiensneming? Wel, dis vernietigend. Die staat verwag nou van 'n besigheid om sy besigheid op 'n spreadsheet te bedryf. 'n Spreadsheet sê jy moet van elke kleur wat daar bestaan 'n sekere hoeveelheid mense in diens neem. Jy moet kwaliteit kompromiseer, jy moet verbasende, bizarre dinge doen om hierby uit te kom. Niks in handboek oor besigheid word hierin gerespekteer nie. Die kultuur van 'n maatskappy word oor die hoof gesien, suiwer ras, geslag en gestremdheid. En dan is daar 'n interessante ding, van alle rasse moet daar 'n sekere hoeveelheid mense in diens wees. En dan moet en ook van ras en geslag 'n sekere hoeveelheid wees en ook 'n paar gestremde persone, behalwe natuurlik wit mans. Hulle hoef nie daar te wees nie. So jy kan blaatant teen 'n wit man diskrimineer en jy's okay. So dit is absoluut bizar. Net om die bizarriteit hiervan te illustreer, trokdrywers, maatskappy met trokdrywers het miskien 100 swart mans in diens. Nou sê die wet vir hom, ja, maar jy moet 50 van hulle vervang met vrouens. Nou, dis belaglik. Jy kan 'n maatskappy hê met bouers in diens. En wat mans is, 'n manswerk is. Sê nee, jy moet hulle vervang met vrouens. Die helfte van hulle moet nou vrouens wees. Dis heeltemal bizar. Dit gaan nie werk nie, dit gaan platval, want wanneer 'n maatskappy dit gaan doen, gaan hy homself vernietig. Jy gaan nie 'n maatskappy oor hê nie. So dit is nie werkbaar nie. Wat ons sê is, as jy die ekonomie groei, kan jy maar net voortgaan. As ons 'n groeiende ekonomie sal werkgewers dwing om op groter skaal aan te stel. Dit is die antwoord op die probleem.
nie hierdie tipe van inmenging in die sake van besigheid nie. So ek dink hierdie ding gaan éventueel soog onder sy eie onwerkbaarheid, want maatskappye kan dit nie doen nie. Hulle gee vir jou 5 jaar om hierdie teikens te bereik. Dit gaan nie gebeur nie. Dis onmoontlik. Dit gaan nie gebeur nie. So die staat het hier olifant aangepak wat hulle ongelukkig nie kan gaan opbeet nie. Goed, so sê Gerard Papenfoes, die uitvoerende hoof van NIAS.